Baie welkom by hierdie episode van C'est la Vie. Baie welkom Gerard. Dankie Dreyer. Ons is in 'n nuwe kwartaal. Ons is in 'n nuwe kwartaal. En ek het die voorreg om hierdie nuwe kwartaal saam met jou te kan gesels. Maar kom ons praat vir 'n bietjie daaroor. Hoe het dit gebeur dat ek en jy vanoggend hier sit? Want dit is net Dreyer, ons het nodig om 'n kwartaal op 'n hoër noot te begin. Dit kan so wees. Met nuwe wysheid, nuwe begin. Dit is presies. So ons skop die kwartaal af met 'n hoë noot. Maar dit is 'n baie gevaarlike tyd wat voor lê. Want mens kan dit nou al so buiten vir die feit dat mens dit nou in die winkels, die Kersversierings en goed begin raak sien, begin mens klaar raak sien hoe mense begin afskakel. Ja, en wil vakansie hou en rus. Ja, en dis 'n korter kwartaal as ons kyk na hoe die skoolvakansie, die skooldatums lyk en soos dit, hoeveel geleenthede ons nog met die tieners oor het. Dis korter, maar so die mense is nou kind of hulle kom klaar op 'n plek van hulle wil begin afskakel, hulle begin al vakansie dink, hulle begin al nuwe goed op Marketplace vir hulle kamptoerusting koop, al daai goeders. Ja. Maar soos wat ons afgeskop het met die nuwe kwartaal, het ons ook afgeskop met 'n nuwe reeks, waar ons praat oor om aangetrek te wees vir die lewe, en ons gesels 'n bietjie oor die wapenrusting van God. En die groot doel agter gister se boodskap was, wat Koos met ons gedeel het, was half hierdie bewusmaking van die feit dat eerstens ons is deel van hierdie geestelike oorlog, of ons nou dit besef of glo of nie, ons is deel daarvan. Dit is iets waarmee ons 'n pad stap, en ons het 'n verantwoordelikheid om op te neem, veral in ons gebed ook, wanneer dit kom by hierdie geestelike oorlog. Iets wat baie interessant was in die boodskap, was die gedeelte rondom hoe die duiwel te werk gaan, om ons aandag en ons gedagtes weg te draai van Jesus af. Dat die Satan se uitnodiging nooit vir ons is dat ons sy volgelinge moet word nie. Hy kom nooit met die uitnodiging van ek wil jou meester wees, kom bedien vir my, aanbid vir my, bou vir my 'n altaartjie, gaan na 'n kerk toe wat onder my naam gevestig is, want ons sien dit te maklik raak. Dit sou te maklik is om raak te sien. Ons is te goed al van jongs af voorberei. Wees versigtig vir die aanvalle van die bose, wees versigtig vir die duiwel. Ons weet hy's 'n leienaar, ons weet hy's 'n draak, ons weet hy's 'n mensemoordenaar. Aanhaling wat Koos gister gelees het, was een van Dennis F. Kinlaw, wat hy gelees het. Satan disguises submission to himself under the ruse, wat die voorwendsel of die misleiding is, of personal autonomy. He never asks us to become his servants. Never once did the serpent say to Eve, I want to be your master. The shift in commitment is never from Christ to evil, it is always from Christ to self. And instead of his will, self-interest now rules, and what I want reigns. And that is the essence of sin. Hierdie is so belangrik vir ons om raak te sien. Dis nie 'n draai van Jesus af na Satan toe. Dis die twee opsies wat ons het nie. Of dit is nie hoe hy dit vir ons kom voorstel nie. Dis altyd van Jesus af na myself toe. En ek dink ons kan 'n bietjie meer rondom hierdie idee ook van hoe die duiwel te werk gaan, kan ons ook gesels, want dis nie so opvallend soos wat ons baie keer verwag nie. Ek dink daar's 'n versteektheid in dit. Ja, nee, beslis. Ek dink die hele ding, soos jy gesê het, as hy nou in sy volle gedaante voor jou kom staan en sê, volg my, dan natuurlik sou jy weghardloop, want ons weet, soos jy gesê het, ons weet wie hy is. So hy slinks, hy het 'n plan, hy het 'n idee, hy het 'n strategie hoe hy werk in hierdie oorlog, en hy werk slinks. Nou, gister toe Koos daai aanleiding lees, onmiddellik kom die gedagte by my op van daai gelykenis van die onkruid tussen die koring, daar in Matteus 13. Ek wil gou vir ons lees. Vanaf vers 24 van Matteus 13 sê het, hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil jy hê ons moet dit gaan uittrek?
Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal die koring ook saam uitgetrek word. Laat albei saam groei tot met die oes. En in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. So hierdie is 'n baie interessante gelykenis wat Jesus vertel. En dit is vir my amper so 'n perfekte beeld, amper wat 'n verduideliking is van hierdie aanhaling wat Koos gelees het. So wat sien ons in die storie? Ek dink een van die eerste dinge wat ons moet vra, wat is die konteks? Ek het laas Sondag toe ek gesê, en ek het dit al 'n paar keer gesê, ek is baie geïnteresseerd in die ding, agter die ding, wat agter daardie ding se ding is, want daardie ding het die vermoë om alles op die oppervlakte te beïnvloed. So wat is daardie ding agter die ding wat Jesus hier probeer vra? So wat is die konteks? So in die eerste gedeelte van Matteus 13, lees ons die bekende gelykenis van die saaiër. Dit word gesien as een van die mees sentrale gelykenisse van die Bybel. Die saad is die woord van God, die saaiër is Jesus, en die grond in die gelykenis is ons harte. En dan gee Jesus hierdie 4 unieke eienskappe van hoe jou hart die woord kan ontvang en of nie. En dit is dan die eerste gedeelte. In hierdie gelykenis wat ons nou net gelees het van die koring en die onkruid, sien ons dat Jesus bly by hierdie beeld van 'n boerdery. So Jesus is besig om vir ons 'n prentjie te skets, en elke keer werk hy met hierdie idee van die boerdery, maar in die tweede gedeelte skuif hierdie prentjie van, want nou is die saad wat gesaai word, die fokuspunt, maar daar's ook 'n negatiewe saad wat gesaai word. En albei hierdie sade produseer iets in hierdie storie. Nou wat ons gaan sien is, aan die einde van hierdie gelykenis, is Jesus besig om vir die hoorders en vir my en vir jou 'n prentjie te skets van die werklikheid waarin ons leef. Die werklikheid van hierdie lewe wat ons leef, waar daar 'n oorlog is wat besig is om te woed in ons elke dag lewe. Nou, daar's verskillende goed wat geplant word in hierdie storie wat Jesus hier vertel. Dis een veld, daar's nou in hierdie storie, wat verskil van die gelykenis van die saaiër, in hierdie deel van die storie is daar 2 saaiërs, met 2 soorte sade wat gesaai word, en albei die saaiërs het 2 uiteenlopende planne. Nou, dis vir die eerste hoorders van hierdie gelykenis wat Jesus vertel het, hoor dit wat Jesus vertel, maar hulle het nie heeltemal besef wat Jesus besig is om uit te beeld nie. Hulle verstaan die konteks, hulle verstaan wat Jesus vertel, hulle verstaan die beeld, maar hulle verstaan nie wat agter hierdie beeld gaan gebeur, want selfs die disippels het kop gekrap oor wat Jesus besig is om hier te vertel. Nou nadat Jesus die gelykenis van die saaiër vertel het, en dan ook hierdie gelykenis, vertel Jesus nog gelykenisse oor die koninkryk. Hy vertel van die gelykenis van die mosterdsaad en ook van die suurdeeg, maar hy gee geen verduideliking van dit nie. En dan gaan Jesus weg van die groot skare mense af, en dan kom hulle in 'n huis in, en dan in vers 36 lees ons, sy disippels kom toe na hom toe en vra, verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jy sien al amper hoe hierdie disippels kop krap, nou, hulle krap kop daar in die vel, daar, hulle hoor Jesus vertel, hulle sê, maar Jesus het nie die antwoord gegee nie. Hoekom het hy aangegaan na die volgende? Ons wil graag meer uitvind, ons wil bietjie uitvind oor hierdie ene, wat Jesus gesê het. Wat is dit met hierdie onkruid waarvan Jesus praat? En ek kan amper sien al, hoe hulle begin, nadat Jesus ek sien al hoe daar disippels daar sit, en Jesus vertel hulle die storie, en die disippels sit so al vorentoe op hulle stoel, en hulle is opgewonde om te hoor, en te sien wat Jesus besig om te vertel, en dan ewe skielik, dan gaan hy na 'n ander ene toe. En dan wonder ek, dit is soos as jy nou 'n fliek wil kyk, en die punchline is dit gaan nou net daar gebeur, en net soos wat jy dink, die volgende cutscene gaan nou vir jou die hele spanning van die fliek oplos, dan kom die name op en die fliek is verby. Ons almal sal sê dis 'n aaklige fliek, en dis presies amper wat hier gebeur. Jesus vertel die storie, die cliffhanger, en dan los Jesus dit daar, en die disippels wonder die hele tyd, wat beteken dit?
In vers 37 antwoord Jesus hulle. Hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens, Jesus. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense wat die koninkryk, dis die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak, soos die onkruid bymekaar gemaak en in die vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande knars. Dan sal gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Jesus kom hier in, en dan sê Jesus vir die disippels, hierdie is 'n gewigtige iets. Ek is bly, as ek nou Jesus sou gewees het, sou ek in daai oomblik vir my disippels gesê het, ek is so bly, julle vra my oor hierdie ene, want hierdie ene is 'n groot ene, wat ore het moet luister na hierdie ene. En nou, die rede hoekom dit so is, dat hulle weer beter dit wou verstaan het, want hierdie gelykenis, in hierdie storie, sien ons hierdie twee planne, wat besig is om af te speel. Daar's die plan van die saaier, wat die goeie saad saai, die koring, en dan is daar die plan van die vyand, wat die onkruid kom saai. En Jesus wil die hoorders van hierdie storie, van hierdie gelykenis, laat een van die belangrikste dinge ooit vir hulle tuis bring. Dat dit is vir my en vir jou so belangrik om die verskillende twee planne wat daar is, nie net te weet van nie, maar om dit ook raak te sien. Met ander woorde ook die plant raak te sien en om te weet watter ene jy voorleef. Dis een van die belangrikste ding wat Jesus hier probeer uitlig. Want die rede hoekom dit belangrik is vir jou om te weet, om die twee planne te weet en ook die twee plante te kan onderskei, die twee planne te onderskei van mekaar en om te weet watter een jy voorleef, want dreier daar kom 'n dag van die oes. Daar's 'n dag van wat kom, wat ons gaan moet staan en agterkom. Hier is 'n skeiding wat gebring word. So wat is die strategie van ons vyand? Weet ons het nou gesien, sy strategie is nie so ooglopend nie, en dis wat ons gister oor gepraat het. Ons lees in hierdie gelykenis wat Jesus vertel het, dat daar is goeie saad gesaai. Die saaier het geweet, dat hy het duur betaal vir die saad wat hy gekoop het, want dit is hoë kwaliteit saad, en die rede is hoekom hy meer sal betaal vir goeie kwaliteit saad, is want hy wil graag sien dat hierdie saad tot sy volle potensiaal kom, en dat hy 'n goeie oes sal kan kry. Enige boer, is ek seker daarvan, hoop, dat elke saadjie, maak nie saak hoe klein dit is, hoop daai boer dat elke klein saadjie wat gesaai word, tot sy volle potensiaal sal kom. Dis enige boer se droom, want hoe groter elke saadjie, hoe groter is die oes op die ou einde. Maar in hierdie geval gebeur dit, die saad is toe gesaai, die boer is rustig huis toe, hy verstaan, ek het goeie saad gesaai, wat beteken, daar's 'n goeie oes wat kan kom. Daar kom 'n vyand, en hy kom toe in die nag, skelm, en hy kom plant die onkruid tussen die goeie saad. Nou hierdie saad begin groei, en dan met tyd, die werkers begin agterkom dat, jene, hier is onkruid. En hulle vra toe vir die saaier, het jy nie die beste saad gebruik nie? En hy antwoord toe, natuurlijk, die onkruid is die vyand geplant. Maar hierdie onkruid, hoe kom Sarah nou nie, jy weet, dit maak ons so sin, ek weet hoe onkruid lyk in die tuin. En jy weet hoe onkruid lyk, dit wat jy daar tussen die stene uitkrap en by die gras uitpluk en wat ook al, en dit voel jy wen nooit, nee, want wat ook al, dit voel later as meer onkruid as gras, maar jy kan van die begin af sien, wat is onkruid, so hoekom was dit wel so moeilik geweest om dit hier raak te sien? Die Bybel, in ons Bybel staan daar die woord onkruid geskryf. In die oorspronklike teks is die woord wat daar gebruik word, daar was draabok geplant. Nou draabok, en eintlik meer spesifiek gebaarde draabok. Dit is 'n spesifieke soort
onkruid wat presies soos koring lyk. As hy ontkiem, lyk hy presies soos koring, as hy begin groei. Jy kan alleenlik die verskil tussen koring en draabok raak sien, wanneer die koppe aan die bokant begin gevorm word. En dan sien jy eers, o jene, hier is ook onkruid tussen die koring geplant. So, dit is dan eers, wanneer jy kan baie presies onderskei. Hierdie is 'n draabok, hierdie is koring. Hierdie is draabok, hierdie is koring. En hulle kan dit so onderskei van mekaar. Nou, in daardie tye, as jy nie van iemand gehou het nie, of wanneer jy nou, as jy nou vir my kwaad gemaak het, ek is nou jaloers oor die feit dat jy 'n mooier plaas het as ek, so nou wil ek jou verongeluk, en ek en jy het verby mekaar geloop, jy het my nie gegroet nie, ek is nou kwaad vir jou. So wat ek dan sal doen is, ek sal dan gaan, en ek sal, wanneer jy nou jou oes plant, dan sal ek nou in die nag kom, en dan sal ek draabok by jou kom inplant, want ek wil jou skade aanrig. Ek is nou kwaad vir jou. In vandag se konteks sal ek petrol in jou dieselbakkie kom gooi. Yes, ja, omdrent. Ja, dit is 'n goeie, ja, maar moet asseblief dit nie doen nie. Dalk het ek reeds. Mense, julle dit nou op rekord. As ek ooit petrol in my dieselbakkie het, klop by draaier. Maar okay, so die punt is dit, so nou wil ek jou skade aanbring, so dan gaan doen ek nou dit. Want ek weet as dit gaan gebeur, dan gaan ek jou oes kleiner maak. Want wat hierdie draabok doen is, dit verstik die koring, want hulle maak die oes baie kleiner, want hierdie draabok se wortels verstrengel homself in die koring se wortels en vat al die nutriënte weg van die koring af. So jou koringoes is baie kleiner, want die draabok vat al die voedingsstowwe uit, die grond uit vir hulle self. Die ander ding van draabok wat ook gebeur is, draabok is ook giftig. So as ek nou regtig kwaad is vir jou, dis soos om petrol oor my bakkie te gooi en dit in die brand te steek, want ek kan jou doodmaak ook daardeur. Want as jy nou blindelings dit sou net gaan oes, en jy sou die draabok saam met jou koring gaan maal en meel daarvan maak, jy maak brood daarvan, sal jy fisies kan doodgaan daarvan. Dit was so 'n algemene praktyk in die Romeinse ryk gewees, dat die Romeine het begin wette teen dit maak. En as jy hierdie wet sou oortree en jy word gevang dat jy dit gedoen, en dan sou jy die persoon se oes verwoes, en selfs as die persoon al dood gegaan het, dan sou jy 'n baie groot straf gedra het in daardie tyd. So die hoorders van hierdie storie, toe Jesus nou hierdie storie vertel vir hierdie mense wat dit hoor, het hulle presies geweet waarvan Jesus hier vertel. Hulle het presies geweet dat Jesus gesê het, die vyand het gekom en draabok kom doen. Dan verstaan hulle die slinkse plan van verwoesting en die slinkse plan van wat mense wil doen in daardie tyd om jou seer te maak. So hulle verstaan die storie. Maar hulle het net nie verstaan wat is die ding agter die ding nie. Hoekom vertel Jesus dit? En Jesus wil vir hulle tuisbring dat die vyand kom saai sy saad, want hy het ook 'n plan. Net soos wat God 'n plan het vir jou lewe, so het die vyand ook 'n plan met jou lewe. Ek briljant vertel Jesus hierdie storie, want hy skets vir ons die perfekte prentjie. Hy sê die vyand plant iets wat so naby aan die regte ding lyk. Nou, en is dit nie presies wat die vyand doen nie? Hy steel waarhede en hy draai dit net so bietjie. Net so klein bietjie. En dan, teen die tyd wat jy agterkom, dat hierdie is nie reg nie, dan is jou hele oes verwoes. Dit is baie interessant, Stefan Joubert, toe hy was, het hy ook, toe hy uit Openbaring uitgepraat het hy gepraat oor hoe die duiwel is 'n copycat. Maar waar hy doen eintlik net, hy het ook sy 3 wesens, waarvan hy een is en dan die 2 ander wat uit die see en uit die land uitkom, en hy het al die, waar daar die 777 is daar die 666 en daai tipe goed, wat hy eintlik net die copycat is, so hy kom vat iets wat reeds bestaanend is, wat reeds deur die Here geskep is, en hy kom draai dit net, hy kom maak net 'n ander weergawe daarvan. Hy kom perverse dit. Ja. He takes something beautiful and he perverses it. So wat hy doen is, die vyand plant iets wat so naby is, en hierdie was wat my so getref het, en dis hoekom hierdie idee by my opgekom het, toe Koos nou daai aanhaling gelees, en ook toe jy dit nou weer in die begin lees, dat sy doelwit is om iets so te laat reg lyk. Dreyer, hoe mooi in vandag se samelewing is dit nie om te dink,
dat jy as draaier sorg net vir jouself. Ja. Die hele wêreld is dit nou die ding, dit is self-help, self-actualization, en daar's niks inherent fout met daai goed, as jy dit op die regte manier toepas nie, maar as dit die bron is van vryheid wat jy kry, dit self en ek, dis presies wat die bose probeer doen. Hy gebruik iets wat goed lyk en reg lyk, om te sê dat, byvoorbeeld, as jy nou sê, Dreyer, jy is die een, Dreyer, jy en jouself, you can do it. Jy kan dit doen. Jy kan jouself red, jy moet net jou mindset reg kry, Dreyer. Ruk jou eie lewe reg, en. Later dan gaan jy so hard probeer om dit te doen, en te doen. Jy gaan jou hele lewe lang spandeer om jou eie self te probeer red. Dan net om die ou einde agter te kom, ek kan nie myself red nie. En dan kom jy op agter, o jene, die vyand het draabok kom saai. So, die belangrikste deel wat Jesus hier probeer vasmaak in hierdie storie is dat om vir elke hoorder te laat verstaan, God het 'n plan met jou lewe, ja, maar die vyand ook. God het 'n plan met jou werk wat jy besig is om te doen, maar die vyand ook. God het 'n plan met jou huwelik, die vyand het ook 'n plan met jou huwelik. Die vyand het 'n plan met jou aftrede. Die duiwel het ook. Die vyand het ook 'n plan met jou aftrede. So die vraag is, wat ons vandag wil vra, en wat jy vir jouself kan vra, is, wie se plan is ek besig om te leef? Is ek besig om die goeie saaier se plan te leef vir my lewe? Of is ek besig om net te laat gaan, en toe te laat dat die onkruid groei? Die saaier se plan is dat jou hele veld van jou lewe goeie vrug moet dra. En net so die vyand, dieselfde plan, maar net die teenoorgestelde, om jou so onvrugbaar as moontlik te maak. So dis sy strategie. Hy gaan iets so fyn gebruik. Nou dit bring my by een van die dinge in hierdie storie wat 'n skrikwekkende feit is, wat vir my uitstaan in hierdie storie. En daar is mense in ons lewens wat geplant is, wat lyk soos Christene. Goeie Christene. Hulle is moreel, hulle is ordentlik, hulle is verskriklik godsdienstig. Maar op die ou einde, die vrug wat hulle lewe dra, is die van onkruid. Hier is iets wat dit baie keer moeilik maak, omdat ons self tussen, ek kon nou nie hulle uitmaak as die vyand, maar dat sulke mense of tussen ons is, ek meen die Fariseërs is 'n goeie voorbeeld daarvan, hulle was op papier baie goed gewees. Een van die skrifverse wat ook gister gelees was daar die skrif oor die Satan wat homself al vermom as 'n engel van die lig. 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 14 wat sê, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Ja, so. Op die ou einde is dit presies wat gebeur. Daar's onkruid wat reg lyk. En weet jy wat die belangrike ding daarvan? Dit word gesien aan die vrug van die plant. Hoeveel keer jy het dit al seker ook 1000 keer al gehoor, hoeveel keer word mense kwaad vir die kerk en kwaad vir God? Want dan sal hulle sê, kyk hoe het die kerk my hanteer, of kyk hoe het dit gebeur in die kerk. Jy weet, kan dit nie ook wees, natuurlik maak almal mense foute, en selfs soms maak mense seer, selfs met die mooiste bedoelinge, en jy bedoel dit nie om dit te doen nie, maar mense raak baie keer kwaad. Maar wat anders beteken dit, as dit sê, die vyand kom saai onkruid, wat net soos koring lyk nie? Dit beteken, baie mense word mislei, om te dink, hulle lewe reg, en hulle doen alles reg, maar hulle is onkruid. Wat se vrug wys jou lewe? Die grootste gedeelte van ons land se bevolking, ek weet nie of ek nou heeltemal 'n veralgemening maak. Dit is dalk 'n baie groot veralgemening, ja. Maar kom ons sê ten minste so, meeste Afrikaans sprekende mense sal sê ons is Christene. Weet, as jy nou moet 'n vorm invul, 'n sensusvorm invul, en daar staan religion, dan sal meeste mense by vertrek opsie sê Christenskap.
Ek het groot geword in 'n NG Kerk of min mense sal ander gelowe daar skryf of self ateïsme daar skryf. Meeste mense sal sê ek is 'n Christen. Ek ken ook baie mense wat sê, ek gaan nie kerk toe nie, maar ek leef volgens Christelike beginsels. Ek is 'n ordentlike morele mens. Dan is ek sekerlik 'n Christen. Maar wat is werklik die verskil tussen die koring en die onkruid? Die verskil is die groei. Wanneer die groei plaasvind, is waar die verskil inkom. Die regte saad, ware gelowiges, groei om sy lewens groei om meer soos Christus te lyk. Die nagemaakte morele persone groei nie regtig nie. Hulle groei net in self. Soos jy presies gesê het, soos die Fariseërs. Jesus het hard gepraat in die Fariseërs en dan daai een gedeelte waar hy sê, julle is soos wit gepleisterde grafte, julle lyk mooi aan die buitekant, maar aan die binnekant is julle dooie beendere. Julle is vir julle vrot aan die binnekant. Ne? Verskriklike woorde wat Jesus daar sê. So, 'n persoon wat hierdie draabok, noem dit nou Christen is, lyk dalk tevrede, maar is hulle regtig tevrede met as net God in hulle lewe is? Of laat vaar daai tevredenheid wanneer dinge begin moeilik raak in die lewe? Sodra voorspoed en gesondheid weggaan, is God dan nog steeds genoeg? 'n Christen is iemand wat meer en meer geleidelik, bietjie vir bietjie, soos die tyd aanstap, sal vind, dit maak nie saak hoe donker die nag is nie. Ek het altyd 'n lied om te sing. En al is daar niks anders wat ek in positief kan wees nie, kan ek weet, God is die enigste wat my meer en meer tevrede stel. En daar is die groeiende tevredenheid met God en 'n groeiende sekerheid in jou binneste, dat selfs vergaan alles wat ek in my verlede op staat gemaak het, bly God steeds vir my genoeg. Dis die werklike oes persoon. Dis die werklike persoon. So, dit is 'n ding van groei ek werklik terselfdertyd in nederigheid en in vreugde. Dis die vrug wat met jou lewe gebeur. En dan gebeur daar iets, die vreemdste ding gebeur met jou. Jy raak meer bewus van jou foute. Jy raak baie meer bewus van jou swakhede. Jy raak baie meer bewus van jou sonde. En tog voel jy meer en meer aanvaar en geliefd deur die Vader. Dit is in daai oomblikke draaier, wanneer jy die nagmaal gebruik, dit jou ruk in jou wese. Dit is werklik jou ruk. As jy daai brood vat en jy staan daar met daai brood en jy sê, met al my foute, met al my swakhede, met al my sonde, Here, het U nog steeds vir my gesterf. Want U het my lief. Hoe werk dit? Dis wanneer daai ding jou tref. Die bose wil hê, jy moet dit uit jouself uit doen. Draaier, weet jy, ek gebruik vandag hierdie nagmaal, want ek is 'n goeie mens. En ek is dankbaar, want ek is 'n goeie mens. En ek doen, jy weet, maar eintlik moet daar's 'n stuk stikkendheid. Dis daai paradoks wat gebeur. Jy raak meer bewus van jou foute, jy raak meer bewus van jou swakhede, jy raak meer bewus van jou eie sonde. Maar tog weet jy, dis nie wie jy is nie, want jou waarde vind jy in Hom. En daarom kan jy in volheid en vryheid leef. Hy gee my 'n hoop. Jesus gee vir ons in hierdie storie 'n hoop, dat in die werklikheid van waarin ons leef in die elke dag, waar daar 'n vyand is wat onkruid kom saai, dat daar vir my 'n hoop is. Die vraag bly net staan, wie se plan volg jy? En dit is dalk 'n gebed wat ons moet amper daagliks bid. Here, help my om die onkruid te sien. Help my om raak te sien die dele in my lewe wat ek nog moet neerlê. Help my die dele in my lewe waar ek meer na die self toe gaan as na U toe. Het ons 1000 gebede wat ons kan bid oor dit, maar Here, wie se plan volg ek? Help my om dit raak te sien. En dit is 'n
daaglikse bekering vir my en jou wat ons moet doen om te sê, Here, help my dat ek die plan van die bose sal raak sien in my lewe. En die enigste plek werklik om dit te kry, om dit raak te sien, is om te groei in daai verhouding met die Here. Dit is soos jy in die begin ook gesê het, om vas te staan in gebed, om raak te sien. Here, ek kan nie hierdie op my eie doen nie. Ek kan dit nie eers raak sien op my eie nie. Here, ek het nodig dat U my wys hoe lyk die onkruid, want hierdie vyand het kom saai, en ek weet nie hoe dit lyk en die verskil nie. Here, help my groei. En dan sal ons sterf tot self, om hierdie onkruid uit te kry. Ek dink dis so belangrik dat jy dit sê, want die grootste fout wat mens kan maak, met mense nou na vandag se gesprek geluister het, is om te sê, okay, dis my werk, as die goeie Christen, as die persoon met wie daar niks fout is, om nou te gaan kyk, wie is onkruid en wie is koring, wie is 'n werklike Christen en wie is die valse Christen. Maar daar is 'n ander gedeelte wat sê, jy sal die valse profete ken aan hulle vrug. Maar in hierdie storie wat Jesus vertel, is die engele die wat kom oes. Die Here self is die een wat kom oes. Dis nie ons wat die oeswerk moet gaan doen en mense moet gaan uitjou en daai tipe. Hierdie is uiteindelik 'n uitnodiging om te kyk na diself en te sê, watter kant val ek in hierdie storie? Is ek besig om soos draabok te leef, of is ek besig om te leef as die ware koring wat gesaai is, die goeie saad wat gesaai is? So dis totaal nou 'n uitnodiging om te kyk na jouself en soos jy sê, om te sê, Here, ek kan nie hierdie sonder U reg kry nie, U moet my kom help. En dit is hoekom daai gedeelte van die wapenrusting so 'n wonderlike deel is wat ons nou oor die volgende paar weke oor gaan gesels, want hier gee Paulus vir ons die raamwerk, die toerusting om te sê, kom ons leef nou met 'n bewustheid van hierdie oorlog. Ja. En dit is wat ek moet doen om hierdie oorlog in vas te kan staan. Die vertrekpunt van dit is om oorspronklik te besef, Here, ek het U nodig in dit. Ek kan nie hierdie op my eie doen nie. Ja, die duiwel gaan aanhou my probeer oortuig dat jy kan dit doen. Want dit is sy plan. Hy wil net hê dit moet na self toe draai. Maar nee, Here, ek het U nodig. En dit is ook hoe ons dit gaan uitrol oor die volgende paar weke. So ek's opgewonde vir dit, opgewonde dat ons gereis ook met hierdie baie bekende gedeelte, maar net om regtig weer in diepte in vir eintlik die res van hierdie kwartaal by die kerk net in dit in te klim. Dankie dat julle ingeskakel het vir hierdie gesprek en ons wil julle uitdaag om ook saam te gesels oor wat vir jou uitgestaan het en wat jy ook hoor dalk oor jou eie lewe, wat jy dalk oor aangespreek voel. En ja, net om bewus te wees daarvan dat hierdie is 'n uitnodiging om te kyk na onsself. Lekker week vir julle verder en ons gesels weer volgende week met julle.